hier te wees. Ek vra vir 'n vriend. Amen, dankie Andrei. Ek is baie bly jy's hier, is lekker om jou te sien. En so partykeer gebeur dit so dat ons deur aanbidding ons harte voorberei vir die woord. En ander kere dan met die woord ook ons hart voorberei vir aanbidding. Het jy geweet dat die Bybel gee nie vir ons 'n volgorde nie? Is dit oukei so? So blaai asseblief saam na Matteus hoofstuk 5 toe. Ons doen dingetjies so bietjie anders ter vanoggend en ons gaan nadat ek gepreek het, gaan ons die woord bedien. Maar ek het net 'n belangrike vraag. Ek weet net nie, is dit omdat ek vet word dat julle begin om stappies van die kerk af te reël? Ek weet nie of moet ek dit nou vat. Is dit moet ek dankie vir julle wat daarom saam lag. Alright. So ek sien uit om jou te sien. Ek wil net sê ek kom met op die stap. Okay, so ons sal stap 5:30 Dinsdag en Donderdag. Dit sal lekker wees as jy saam stap. Jy kan van dit 'n prayer walk ook maak as jy wil. As jy die tyd wil uitkoop om so 'n bietjie saam te bid, is jy ook welkom om so te doen. Ek het nodig om vanoggend met jou regtig 'n moeilike skrifgedeelte te deel. En ek het nodig om net eers deur 'n paar fondasies bou. En die eerste een is dit, is ons dit eens dat ons nie kan cherry pick wat se gedeeltes van die Bybel ons van hou en ander gedeeltes wat ons nie van hou nie. Is dit oukei met jou dat ons 'n gemeente is wat die hele Bybel verkondig? En elke vers wat in die Bybel staan, kies ons om te glo of dit vir my maklik is en of dit vir my moeilik is. Uit die aard van die saak in konteks. Ons sal dit goed interpreteer, maar ons gaan nie sekere versies sê, wel hierdie is nou dalk nie heeltemal vir my nie, en ander versies sê nee, hierdie is vir my nie. Dis ons op dieselfde bladsy. En so ek hoop die volgende, want dit is hoe ek in my binnekamer ervaar het. Ons het hierdie geneigtheid om partykeer te dink dat die God van die Ou Testament is die kwaai God, die God van reëls, en die God wat ver is, die God van respek, en die God van die Nuwe Testament is so bietjie meer casual, en jy weet, ons praat van liefde, en ons praat van genade, en so half asof hy nie heeltemal so streng is nie. En ja, dit is so dat daar is 'n dispensasie van die Ou Testament, en daar sekere goed wat daarmee saamgaan, en 'n dispensasie van die Nuwe Testament, en sekere goed wat daarmee saamgaan, maar ek hoop om vanoggend vir jou te wys, uit Matteus hoofstuk 5 uit, dat wanneer ons gegaan het van die Ou Testament na die Nuwe Testament, het ons nie gegaan van meer na minder nie. Ons het nie gegaan van meer gehoorsaamheid na minder gehoorsaamheid toe nie. Ons het nie gegaan van 'n streng God na 'n nice God wat nou maar net verstaan nie. Inteendeel, Jesus roep my en jou vir meer. In die Nuwe Testament met die uitstorting van die Heilige Gees, we are not let off the hook vir 'n klomp goed. Inteendeel, ons word opgeroep na meer. En so Jesus gaan hierdie roetine deur in Matteus hoofstuk 5 en ons is in die middel van die bergprediking en so ons praat van die saligspreuke, né? Jesus begin die bergprediking so wanneer hy sê salig of dan nou geseënd is hierdie wat so maak. Julle is nou met my. Ons het hier dieselfde gedeelte het ons Jesus wat met ons praat en vir ons sê, maar ons is die sout van die aarde en hoe ons hier die verskil moet wees. Wat regtig belangrik is en dan het ons ook hier die gedeelte in waar hy is gedeeltes uit die Ou Testament uitquoteer en hy sê die mense van ouds het gesê of hy sê julle het gehoor, hy sê maar ek sê vir julle. En sonder uitsondering, wanneer Jesus sê, maar ek sê vir julle, roep hy ons na meer, na hoër toe. En so dis my hart vir jou vanoggend, dat jy sal kies om te hoor, dat ek en jy word genuine geroep na meer toe. En so hier is ons net 'n voorbeeld van vers 43. Hy sê, maar julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jou vyande haat. Dit is in die Ou Testament. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Hy sê, seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en wat julle vervolg. Kan jy hoor dat dit is meer? Dit is 'n
hoër roeping. Dit is sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies, hy laat dit reën op die regverdiges en die onregverdiges. Hy sê, want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook maar dieselfde nie? Hy sê, en as julle julle broers groet, wat besonders doen, as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Vers 48, wees dan volmaak, soos wat julle Vader in die hemele volmaak is. Vanoggend se woord is 'n oproep na nog. Hy sê sodat ons kinders kan word. En ek wil nog nie te veel klem lê op net een woordjie nie, maar daar is so 'n klein bietjie van 'n verskil tussen om te word en om te wees. Jy sien daar is 'n bietjie van 'n proses aan die woord gedeelte. Want jy sien, wanneer ek die Here Jesus Christus aanneem as my verlosser en saligmaker, dan word ek kind van God. Sien julle saam met my? Ek is op daardie oomblik 'n volwaardige bloedgewaste kind van hom. Nou sê Jesus, maar hier is goed wat ons moet doen sodat ons 'n kind van hom kan word. En so ons moet hierdie ding baie mooi uitpleis. Hierdie is ontsettend belangrik dat ek sal verstaan dat wie ek kies om te wees, vertel ook die wêreld wie se kind ek is. Dat ek kan nie net sê ek het my hart en lewe vir Jesus gegee en nou is alles net oukei nie. En nou kan ek maar aanhou doen en leef soos die wêreld en dit gaan net oukei wees nie. En so ek wil net by 'n paar oomblikke in Matteus, ons gaan hoofsaaklik in Matteus 5 wees, maar ek wil by 'n paar oomblikke stil staan om vir eens en vir altyd hierdie waarheid in jou hart te land, dat ek en jy, liewe kind van God, vanweë die feit dat ons die Heilige Gees ontvang het, en ons kan funksioneer deur die krag van die kruis, is ek en jy word ook en jy geroep vir meer, nie verminder nie. Die genade wat die Here Jesus Christus vir my en jou gee, is nooit 'n toelating tot sonde nie, maar eerder 'n oproeping, 'n instaatstellende krag vir my en jou om te wandel saam met hom. En so, ons gaan so 'n bietjie prakties raak, maar ek moet hierdie geregtigheid, want ek het nodig dat jy die waarheid regtig sal hoor vanoggend. En miskien kan ek net dit sê. So ek wil dit net vir jou lees. So in vers 17 hoor wat sê Jesus. Hy sê moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Hy sê want voorwaar ek sê vir julle dat voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een Jood of titeltjie van die wet ooit verbygaan nie, totdat alles gebeur het nie. Hy sê elke een wat dus van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. En so besef net ook, hoor my asseblief vanoggend, dat ek het 'n verantwoordelikheid teenoor jou om jou reg te leer. Maar wanneer jy hierdie lees, dan moet jy nie dink, okay, ek moet nou teruggaan na die Ou Testament toe en ek moet al die wette probeer onderhou nie. Dit is nie die hart agter Matteus 5 nie. Die hart agter Matteus 5 is dat ek en jy sal verstaan dat nou dat ons die Heilige Gees ontvang het en nou dat Jesus gesterf het vir ons sonde en nou dat ek geregtigheid ontvang het deur die kruis, word ek geroep vir nog. En ek gaan jou nou wys tot wat word ek en jy geroep. Maar hoor net baie mooi, die idee wat ons het, wat sê God was kwaai en streng in die Ou Testament, en nou is God bietjie mak en nice, en ek kan eintlik maar doen wat ek wil in die Nuwe Testament, is nie die waarheid nie. Ja, ons mag in vriendskapsverhouding met hom wandel, ja, ons werk nie op die letter en op die wet nie, ek en jy is vry van die wet, maar nou hoor baie mooi, hierdie wet waarvan Paulus praat, is die Joodse interpretasie van die wet. Kan ek dit net baie prakties maklik vir jou verduidelik? As jy die 10 gebooie lees, sal jy sien dat al 10 hierdie gebooie word herhaal in die Nuwe Testament, okay? Met verskillende maniere, verskillende versies. Wat deel van die 10 gebooie is,
jy moet die Sabbat onderhou. En wanneer ouens dit lees en jy interpreteer dit op die Joodse manier, dan moet ek op 'n Vrydag aand 6:00 moet ek nou ophou werk. Ek mag nie meer verder kos maak nie. Ek mag nie wasgoed was nie. Ek mag nie 'n sportbyeenkoms bywoon nie. Ek mag op 'n Vrydag aand niks koop nie. Ek mag op 'n Saterdag niks koop nie. Julle is nou met my. Die Joodse interpretasie. Maar as jy dit interpreteer en jy verstaan dat God het ons gemaak in 'n 7-dag siklus en God het jou gemaak om 1 dag in 'n week te rus, dan interpreteer jy dit in lyn met God se hart. Ek en jy is nie geroep om masjiene te wees wat net gaan en gaan en gaan en gaan nie. Maak dit vir jou sin. So wat Paulus vir ons sê, hy sê hou op om te probeer om op die Joodse manier God se naam te verheerlik. Wat Jesus sê is, hy sê ek het nie gekom om hierdie wet te ontbind nie, maar om te vervul, beteken om die ware betekenis hiervan uit te bring, is om te sê, Here, ek sal U eer deur nie elke Sondag wat ek kan te werk nie. Dis met my. Moenie elke keer as die baas oortyd op die tafel sit, jou oortyd verruil vir jou rustyd nie. God het jou gemaak om ook te rus. Ek verheerlik die Here daarin deur te sê, Here, ek erken U as my bron, so 1 dag in 'n week kies ek om te rus. Ek koop die dag uit omdat ek my God wil verheerlik en hom wil erken. Die ou wat my gemaak het gesê ek is gemaak om 6 dae te werk en 1 dag te rus. Ek het nie nodig om op 'n Vrydag aand dit te doen nie. Ek het nie nodig om met die Joodse kultuur en konteks te doen nie, maar ek het nodig om hom te erken. Maak dit vir julle sin? Dankie dat jy my volg. Dankie dat ek kan voel, jy hoor my hart. En so, stap net gou saam met my, want hier's 'n paar goed om deur te praat. Hy sê, wandel in geregtigheid. Matteus 5 vers 20 sê dit, hy sê, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Okay, maar nou hierdie is belangrik, lees net saam met my, Filippense 3:9. Hy sê, en in hom gevind word, dis nou as ek en jy in Christus gevind is, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus Jesus is, die geregtigheid wat uit God uit is deur die geloof. Okay. Jesus kom hy sê, as jou geregtigheid nie meer is as die van die fariseërs nie, sal jy nie die koninkryk van die hemele ingaan nie. Paulus kom in Filippense 3 en sê, luister, maar ons geregtigheid is eintlik uit God uit. Wat beteken geregtigheid? Dit beteken, ek is in right standing, ek skuld jou nie iets nie. Geregtigheid. So, is my dade, maak my dade my geregtig, of maak my geloof my geregtig? En as hierdie dalk vir jou nog 'n bietjie moeilik is, wil ek jou nooi vir Dinsdae aande, okay? Ons is besig om hierdie goed deur te trap in die woordskool, okay? Dis maklik. Ons geloof is uit, ons geregtigheid is uit ons geloof uit. Dis wat ek glo, dis waar ek my vertroue sit. En omdat ek my vertroue daarin sit, leef ek nou ook in dade van geregtigheid. Maar kan ek jou net iets cool wys? En hierdie is, jy kan hierdie deurlopend toepas, so iets baie cool. Die woord vir koninkryk in die Grieks is basileia. Basileia. Dit beteken koninkryk, maar dit beteken ook heerskappy. Om in die koninkryk van die hemele in te gaan, beteken nie altyd net om in die hemel in te kom wanneer ek die dag doodgaan nie. Dit beteken ook om sy koninkryk en sy heerskappy hier op aarde te beleef. Die volheid hiervan gebeur wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom. Okay? Hoor net die beginsel. As basileia ook heerskappy beteken, dan kan jy Matteus 5 vers 20 ook as volg lees. En jy hoor ek sê ook as volg. As my geregtigheid nie meer is as die van die fariseërs nie, sal ek die heerskappy van God in my lewe nie sien nie. Ek kan deur my sondige gewoontes, my swak gewoontes, my ongehoorsaamheid, nee dankie sê vir die heerskappy van God, en sê ja, ek wil liewerster suffer onder hierdie wêreld. God roep my en jou om te wandel in geregtigheid. As jy wil weet hoe, spandeer tyd in die begin van Matteus hoofstuk 5.
Kyk wat is die roeping op my en op jou lewe. Kyk wat is die saligspreuke wat hy vir my en jou gegee het. Kyk na waartoe roep hy my en jou wanneer hy sê, jy het gehoor, jy moet jou naaste lief hê. Ek sê vir jou, jy moet nou ook jou vyande lief hê. Nie alleen wandel ons in geregtigheid nie alleen word ek nie geroep na hierdie plek nie. So hoor net wat sê hy Matteus 5:44. Hy sê, ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan hulle wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Nou hoor net gou mooi, hier's 'n nederigheid wat hiermee saamgaan. Want ons kan 'n bietjie kokkie raak, nê, arrogant raak. En sê, wel ek sal vir jou bid, maar ek wil niks met jou te doen hê nie. Excuse me, is dit wat hy sê? Nee. Wat beteken dit om jou vyand, of die ou wat jou vervloek te seën? Jy sien, wanneer ek iemand seën, dan wens ek vir hulle net die beste toe. Weet jy wat? Matteus 5 roep my en jou om uit 'n ander plek uit te leef. Jy sien, aan die een hand kan jy jou naaste hê, en aan die ander kant kan jy jou vyande hê. En almal in jou lewe gaan iewers op hierdie spektrum val. En so nou het ek en jy geen verskoning om nie lief te hê nie. Ons behoort mekaar lief te hê. Nie met hierdie flou liefde wat die wêreld aan ons wil verkoop, 'n liefde waar ons nooit van mekaar verskil nie. 'n Liefde wat ek moet altyd goedkeur dit wat jy doen en sê, dis nie liefde nie. 'n Goddelike Bybelse liefde wat sê, ek gee om oor jou ewigheid. Ek is lief genoeg om genuine en eerlik met jou te wees, om jou in die oë te kyk en te sê, hey, jy mag dalk op pad wees hel toe. Dit is genuine liefde. En kan ek met jou check? Ek wil seker maak, want ons is nog in die vlak water, ons gaan nou binnekort bietjie dieper gaan. Is julle okay daarmee, dat ek 'n pastoor is, vir wie jy miskien nou kan kwaad wees, maar eendag voor dankbaar sal wees? As jy sê nee, moet jy met dalk fire. Ek is okay daarmee, as ek van tyd tot tyd goed moet sê wat nie vir jou gemaklik is nie. Weet, dis vir my so moeilik soos wat dit dalk vir jou mag wees. Maar ek hoop dat jy sal sien dat ek genuine lief is vir jou. As ek jou nou moet omkrap, sodat jy eendag voor God kan staan, dan sê ek okay daarmee. Ek wil nie hê jy moet vandag van my hou, en eendag as jy voor die Here Jesus Christus moet staan, sê, en kom het jy my nie gesê nie. Kon ons nie maar net 'n goeie tyd gehad het nie. Wat help dit ons dink ons is op 'n cruise ship, hier besig om vakansie te hou, en in die meantime ry jy binne in 'n oorlogsone in. Wat gaan ons doen as die skote begin klap? Ons moet die dinge kyk soos wat dit is. En dis baie, baie belangrik. Een van die goed wat ek en jy moet doen, is ons moet selfs die ouens wat jou vervloek. Dis nie meer rarig die gebruik nie, ons sê dit ligter. Ons kinder dalk so bietjie meer as wat ons vervloek. Selfs die ou wat jou die slegste in die lewe toewens, roep die Bybel my en jou om lief te hê. Hierdie is 'n ander level van liefde. Hierdie is nie, wanneer die Ou Testament sê, jy moet jou naaste lief hê, 'n downgrade nie. Hierdie is 'n huge upcalling om te sê, kan ons mekaar lief hê. Is jou safety belt lekker vas? Is ons okay? Hou vas. Lees saam met my Matteus 5:32. Lekker diep asem, okay? Maar ek sê vir julle, met ander woorde, Jesus sê weer eens in die Ou Testament, maar ek sê vir julle, want in die Ou Testament het hulle gesê, julle mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, Jesus roep ons tot meer, en sê, maar ek sê vir julle, elke een wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elke een wat 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Wil jy bietjie diep asemhaal? Hier's uit die aard van die saak nodig 'n bietjie interpretasie. Weet jy wat het ek nog nooit gesien nie?
Ek het al by baie huise gaan kuier en dan's die Onse Vader gehekel, hy hang teen die muur. Ek het al die saligspreuke gesien. Ek het nog nooit in 'n huis ingeloop en Matteus 5 vers 32 is geraam teen die muur nie. Ek wonder hoeveel van ons hoor dit vir die eerste keer vanoggend. Ek wil dit graag vir jou interpreteer, want hierdie is baie belangrik, want ek wil baie sensitief wees. Baie van ons wat hier sit vanoggend is al deur 'n egskeiding, deur moeilike tye. En ek wil jou nie raak kry nie. Maar bly by my. In die eerste plek is Jesus besig met 'n paar goed. En die eerste en die primêre, die belangrikste ding waarmee hy besig is dat ek en jy die huweliksverbond sal eer. Hoor my baie mooi. Ons lewe in 'n tyd, ons lewe in 'n seisoen waar ons glad nie die nodige agting het vir die huweliksverbond nie. Jy het 'n belofte voor God afgelê. Ek vra van jou, eer jou belofte wat jy voor God afgelê. So ver dit in jou vermoë is, so ver as wat jy kan. Jy sien, die kommentare praat van 'n easy divorce. Okay, dis die Engels, want dit was die gebruik gewees in die Joodse kultuur. Dis ook hoekom jy sal sien, Jesus kap so 'n bietjie die manne in hierdie geval, want wat sou gebeur het as die moeg was vir die vrou, dan het hy sommer 'n bietjie na die fariseërs toe gegaan, sê, gee my 'n skeibrief, my vrou is moeilik, sy wil nie genoeg submit nie, ek is die hoof van hierdie huis, en sy wil nie vir my luister nie, dan gee die fariseërs sommer vinnig, jy weet, sommer net vinnig, skryf hulle gou 'n briefie en sê, hier is jou skeibrief, gaan skei haar. Nou wat jy net moes verstaan, is vrouens mag nie gewerk het in hierdie tyd nie. So as hy geloop het met hy skeibrief en hy gee dit vir haar, dan moet sy uit. En dan sit sy. Hoe moet sy vir haarself sorg? En so as hy nie op eiers geloop het en alles gedoen het wat hy gesê het nie, dan was hy in die moeilikheid gewees. En so Jesus spreek ook 'n serious injustice aan. Hy sê ook, hey, julle fariseërs, julle is so maklik om vir hierdie manne almal skeibriewe te gee. Eer jou huweliksverbond wat jy voor God gemaak het. En aan die verlede kan ek nie veel doen nie. Hoor my gou mooi. Ek kan nie in die verlede veel doen. Dit wat deur jy is, ek is nie daar nie, ek weet nie. Maar as jy vandag voor my sit en jy wonder, hoe voel God oor jou huwelik? Ek wil daai voice wees wat vir jou sê, meen erns met die eer wat jy met die eed wat jy afgelê het vir die Here. Kom ons eer weer die huweliksverbond. Kom ons kom nie op hierdie seisoen waar ons dink ons kan nou maar net skei en te kere gaan en maak soos ons wil nie. Dis nie wat die Bybel van ons vra nie. Jy kan nie in losbandigheid leef en sê dis nou maar die tyd waarin ons leef, dis nou maar die kultuur waarin ons leef nie. Eer die Here. Hy sê verder as dit. Hy sê behalwe vir hoerery, en so as ek net, hoekom word hoerery gesien as 'n geldige rede vir egskeiding? En die rede is eenvoudig dit. Wanneer jy saam met iemand slaap, sluit jy 'n verbond met hulle. You cut a covenant. 'n Bybelse bloedverbond. Maar dit was so die gebruik gewees, as ek 'n bloedverbond, dis letterlik wat gebeur het, daar was 'n hele ritueel gewees. Een nasie sou in 'n bloedverbond met 'n ander nasie gaan. Hulle sou hulle palms gesny het, al twee, en hulle sou aan mekaar gevat het en hulle het die hele ding gehad wat hulle gedoen het, sodat hulle bloed vermeng, as teken dat my bloed is nou jou bloed, jou mense is my mense. Dit is wat 'n bloedverbond is. Sou dit dan gebeur dat 'n ander nasie daardie nasie aanval, sal die een wat in sy bloed verbond is, verplig wees om ook te gaan oorlog maak, al het dit ook als gekos. Dit was 'n manier gewees om jou lewe neer te lê vir iemand. Kan jy sien, hoekom kan ons nie net rondslaap soos ons lus is nie? Verstaan jy? So nou is dit gebeur, as daar buiteegtelike verhouding is, dan is daar 'n nuwe verbond. En dan kan jy nou maar net sowel die skei, die admin deel afhandel. Hoor baie mooi, die Bybel sê nie jy moet nie. Dis nie jou toestemming en jy's verplig om dit te doen nie. Maar hoerery is 'n geldige rede vir egskeiding. 'n Ander geldige rede gaan jy in 1 Korintiërs kry, wanneer 'n ongelowige sê, vanweë die feit dat jy gekies het om deur Jesus Christus te dien,
gaan ek nie meer met jou getroud wees nie. En hulle noem dit abandonment. En uit die aard van die saak, en ek is baie versigtig om hierdie te sê, omdat dit in soveel gevalle misbruik word, maar ek voel ek moet dit net voice, dat ek is van mening, dat genuine abuse, nie opgemaakte stories nie iemand het sê, ek praat van genuine abuse. Ek verwag nie van iemand wat uitmekaar het geslaan word om in 'n huwelik te bly nie. Moet dit asseblief nie misbruik as 'n verskoning nie. En ons kan in al die fyn nuance ingaan en ons kan elke ou se omstandighede bespreek as julle my oproep vandag. Is kan ons weer die huwelik eer soos wat ons moet. Miskien is 'n egskeiding nie eers op die tafel vir jou nie. Maar as jy besig om na jou man te kyk soos wat jy moet. Vrou, as jy besig om na jou vrou te kyk soos wat jy moet. Pas ons die huwelik op. Eer ons hierdie verbond wat ons gemaak het. Daar was 'n dag gewees wat ons lewe neergelê het vir die ou. Vir die persoon wat ons of ons man of ons vrou noem. Kan ons weer ons lewe neerlê? Hoe kry ek dit reg? Dis maklik. Deur die krag van die Heilige Gees, deur die genade wat daar is in die kruis, sê Jesus, maar ek sê vir julle, eer die huweliksverbond. Kom ons pas mekaar mooi op. En as ek jou los vanoggend met meer vrae as antwoorde, praat asseblief met my, ek sal met jou die pad loop, ek sal jou deurvat. Ek kan onmoontlik elke nuance bespreek van elke een. Maar hoor my seker, liewe kind van God, dis nie net van vat en sit nie. Dis nie net van skei gou-gou nie. Dis nie van net elke kort 'n ander vrou of 'n ander man nie. Dis nie Bybels nie. Is ons dit eens? Matteus 5 praat oor die wat sweer by die tempel en die wat sweer by die hemel en die wat, hy kom in vers 37, hy sê, maar laat jou woord wees, ja, ja, en nee, nee. Wat meer as dit is uit die boosheid. As jy al soveel keer vir mense gejok het, dat jy met allerhande goede begin beloof, dan moet jy weet, jy is op 'n verkeerde plek. Ek en jy word geroep, liewe kind van God. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat jou ja, ja nie wees, en jou nee, nee wees. Ek en jy word nie geroep in die Nuwe Testament, om 'n God te dien, wat nie enige standaarde het nie. Hy het baie duidelike standaarde, regheidstandaarde. En daardie standaard is, wanneer ek sê, ek sal dit doen, dan sal ek dit doen. Kom ek, iets wat jy gereeld behoort te bid, en ek gaan die storie los, bid gereeld hierdie, maak jou oë toe vir die konings van die koning, en vra, Vader, is daar iets, wat ek gesê het, ek sal doen, wat ek nie gedoen het nie? Kan ek jou sê? Op die foon, hier is gou iemand by my hierso, ek gaan jou nou terugbel. Poep. Nee, sies man. Bel hy ou terug. Die woord van die Here is baie duidelik. Hy sê nie omdat jy verkeerd gedoen het nie, maar omdat jy gesê het, ek het geen sonde nie. Gaan ek met jou gaan na die gereg. Wat ons sê, maak saak. As jy sê, jy gaan daar wees daar. En as jy dit nie kan maak nie, vir watter rede ook al, ons is in die baie bevoorregte era, om goue boodskap te stuur en sê, ekskuus, ek gaan dit nie kan maak nie. Jy moet nou nie 'n wit lintjie daarin gooi nie, los met die wit lintjie, dis net so erg. Jy besef jy het nie nodig om jouself te verduidelik aan mense nie, is dit okay so? Ons het nie nodig om ons besluite aan almal te verduidelik nie, want dis wanneer ons begin jok. Sê net, nee, sorry, ek gaan nie kan nie. Laat ons ja en ons nee wees. Moenie vir die ou sê, jy gaan daar wees en as iets beter verbykom, sê nee, ek gaan na my liewer die kant toe gaan nie. Eer jou woord, wees iemand met integriteit. Dis waartoe ek en jy geroep word. Kan jy sien wat ek sien? Kan jy sien dat hierdie Ou Testament en ons is nie op 'n downgrade nie. Nee, ons is op 'n hoër roeping. Groter erns, lewens neergelê vir hom.
En die laaste een wat ek met jou oor gaan praat in Matteus hoofstuk 5, is vers 41. Hy sê, en elkeen wat van jou 1 myl afdoen, loop saam met hom 'n tweede myl. Ons ken hierdie stelling. Ons ken hierdie ou loop altyd vir my die tweede myl. Ons weet wat dit beteken, maar ons weet nie regtig waar kom dit vandaan nie. Ek gaan jou gou vertel. Veral in hierdie tyd kon die Romeinse soldate hulle toestemming gehad. As hy moeg gedra was en al die goed wat hy moes gedra het, dan kon hy die naaste Israeliet gryp, die naaste Jood, en hom sê, dra my goed vir 'n myl. En dan het hy al sy goed afgepak, het op hom gepak, en die Israeliet moes sy hele agenda los. Dan kan jy dink hoe frustrerend is dit. Kan jy dink jy's op pad begrafnis toe, jy's op pad verjaarsdagpartytjie toe, jy's op pad troue toe. Hier kom 'n ou verby en sê, ek wil nie die ding dra nie, dra dit vir my. Nou kom Jesus, en sy moenie rebelleer nie, sy moenie kwaad wees nie. Hy sê, as iemand, die Engelse gaan vir jou sê, die Engelse vertaal het beter, hulle sê, if a soldier, dis ons weet, sê, as iemand van jou 'n myl vra, stap 2. Kerk, weet jy wat probeer hy sê? Sy hou op om die belangrikste persoon in jou lewe te wees. Sy lê jou lewe neer vir die ouens om jou. Dis wat hy sê. Hy roep ons na 'n attitude toe, waar ons gemaak nie die belangrikste plek is nie. Kan ons as Hartklop gemeente 'n tweede myl tipe gemeente wees? Mag ons bekend wees dat ons bereid is om ons lewe neer te lê vir die ander. Jy kan vir Lexie 'n boodskap stuur, okay, het jy klaar, die musiekouens, julle kan na vore kom. Ons gaan uit hierdie plek uit vanoggend aanbid en ons gaan die Here vertrou. Maar hier is wat ek van jou vra, en hierdie is vir my genuine belangrik. Ek wil vinnig hulle met jou deurgaan, ek gaan hulle van agteraf met jou deurgaan. Vra jouself die vraag af, is jy 'n tweede myl tipe persoon, of leef jy vir jou gemak eerste? Vra jouself die vraag af, is jou ja en jou nee? Vra jouself die vraag af, eer jy die huweliksverbond wat jy voor die Here gemaak het? Vra jouself die vraag af, is jy lief vir jou vyande soos wat jy behoort te wees? En vra jouself die vraag af, is jy besig om in geregtigheid te wandel? Dis 5 goed. Die realiteit is, ek ken nie jou lewe nie, en jy ken nie my lewe nie. Maar die een vir wie ons nou gaan sing, ken ons hele lewe. Daar's geen area in jou lewe wat jy vir die Here kan wegsteek nie. En weet jy wat is die absolute amazing deel? Is dat die Here vir ons sê, as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe. Jy is nie in skaakmat nie, hoor my gou. Jy is nie in skaakmat nie. Jy word geroep vir meer. En so ek wil jou 2 goed vra, soos ons aanbid. En die eerste, kan ons as gemeente genuine berou hê vanoggend? Genuine berou. Vir die kere wat ons besluite neem, in lyn met ons eie gemaak. Kan ons daarmee saam vir die Here vra, Vader, waarvoor roep U my? Waaraan kan ek groei? Moet ek groei in geregtigheid? Moet ek meer let op my woord? Julle hoor my hart. As Jesus vir my en jou sê, maar ek sê vir jou, dan roep hy ons tog na iets toe. Wil jy nie vanoggend kies om in aanbidding weer jou hart te commit teenoor die Here? Sê Vader, ek kies om hierdie roeping te lewe, om U my roep nie. Is dit okay? Ek besef ek vra van jou baie vanoggend, maar ek hoop dis hoekom jy kerk toe kom. Ek hoop nie jy kom kerk toe net vir 'n boksie tik nie. Ek hoop nie jy kom kerk toe net vir 'n goeie gewoonte nie. Ek hoop jy kom kerk toe sodat die waarheid ook iets hier in ons harte kan stir.
Sal jy asseblief saam met my opstaan, soos ons gaan aanbid? Ek wil net ook graag saam met jou bid. Wil jy net jou oë sluit saam met my nie? En Here, ons erken in hierdie oomblik dat ons staan voor die koning van die konings. En Here, ons staan skuldig voor die koning van die konings. En Here, ek wil vra dat U ons regtig sal help. Here, help ons. Help ons om dinge te sien soos wat U dit sien. Here, ek wil bid dat U hierdie selfgeregtigheid in ons harte sal afbreek in die naam van Jesus. Here, mag ons met 'n baie nederige hart na U toe kom vanoggend. Here, sal U ons asseblief wys, sal U ons herinner aan die roeping waarmee U ons roep. Here, ek wil net nou bid dat U, soos wat net U kan, elke hart sal bedien met die Heilige Gees. Here, versterk ons, mag ons hart en ons gedagtes besig wees met dit waarmee U besig is. Skuif asseblief ons harte. Here, mag ons lewens neerlê en mag ons U aanbid met alles wat in ons is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.